Hallo en baie welkom by nog 'n kry vir jou binneblik. Aanvanklik het ek gehoop ek gaan dit elke week kan doen, maar tussen produkte ontwikkel, my day job en life happens, het dit bietjie taai begin raak en toe het ek gedink as ek so nou en dan 'n week skiep, is dit nie van die einde van die wêreld nie vir die 10 mense wat my getrou volg en die video's kyk en belangstel om uit te vind wat gebeur agter die skerms aan die binnekant by Kry vir jou. Dit was 'n ontsettende opwindende en traumatiese week, 2 weke. So ons is besig met ander produkontwikkelings en goeieste, die een wil nie lekker werk nie. Ek is al deur baie rou produkte en my proefkonyne geniet dit verskriklik baie, maar ek sal regtig baie daarvan hou as dit op 'n punt kom waar dit nou werk. En mag ek binnekort 'n binneblik video maak om van die produk wat nog nie werk nie te praat. Maar hier is een wat ingeglip het by die agterdeur. Heelhakke. Heelhakke, hielhakke. Dis regtig jou keuse, hoe jy dit wil uitspreek, maar ek het net gedink, as dit sê heelhakke, kan mense wat Engels is dalk ook verstaan, dis vir hakke. Dis 'n lang storie waar hierdie produk vandaan kom en hoe dit in Kry vir jou se arsenaal beland het. So, ekskuus vir enige van my familielede wat dalk nou ongemaklik gaan voel, maar voete is nie ons sterkpunt nie. Dink nie ons het die mooiste voete nie. Meeste van ons lyk min of meer dieselfde, stewige voete. Sommiges is aardig. Ek dink myne is die aardigste van almal. En ja, so nie een van ons dink ek gaan vreeslik baie geld maak om foto's van ons voete op OnlyFans te verkoop nie. Julle weet dis 'n ding, né? Ja, daar's mense wat verskriklik baie geld maak deur foto's van hulle voete op die internet te verkoop. Weird. Ja, dis nie waar ons generational wealth vandaan gaan kry nie. Maar en saam met dit, dink ek party van ons het ook so 'n bietjie van 'n sensitiewe voet, jy weet. Raak gou seer, wil nie in 'n aaklige skoen wees nie. Met die gevolg is, ek het so 'n bietjie begin rondspeel en rondsoek in die wêreld van barefoot technology skoene. Wonderlik. Binneblik vir 'n volgende keer. Maar ja, die waarde van kaalvoetloop en vir my voet net 'n bietjie spasie te gee en so aan, is iets waarmee ek op die oomblik doenig is en in belang stel. Maar sidetracking. My tannie het nie familievoete gehad nie. Of sy het die prototipe gehad. Sy het die beste paar gekry en van daarna af het die ontwerp begin skeefloop. Sy het verskriklike mooi voete gehad, sulke perfekte toontjies. En ek het baie tyd saam met haar deurgebring, baie by haar gaan kuier en sy het my jare terug, ja, ek is nie seker nie, 15 jaar terug, ja, kan 15 jaar terug wees, of dalk langer terug, het sy vir my geleer om 'n smeer te maak. Dit is definitief nie 'n room nie, dit is 'n smeerige, pastarige produk, wat sy aan haar voete gesmeer het, aan haar hakke veral. En, wel, enigiets wat sy met haar voete gedoen het, ek was definitief, I was there for it. Bring dit vir my, ek wil ook. Ek weet nie of ek gedink het, dit gaan die anatomie van my voet verander nie, wat dit doen nie, maar ek het dit ook begin maak, en wow, wat 'n wonderlike produk was dit nie. Want om 'n gebarste hak af te skuur, so ek is geen kenner nie, né? As jy my ken, dan sal jy weet dat ek ook in my jeug 'n diploma in refleksiologie gedoen het.
kan dalk ook later daaroor gesels, maar geen kenner van die anatomie van 'n voet nie, maar ek dink nie dis goed om die vel op jou hakke af te skuur nie. Ek dink daai vel is stewig en hard en taai vir 'n rede. Jy weet, 'n hak vat baie hammering daagliks. En ek dink nie jy moet daai vel afskuur nie. En ek was eendag 'n proefkonyn vir iemand wat skoonheidsterapie geswat het en ek dink dit was ook my laaste keer wat ek bereid was om 'n proefkonyn te wees. En dit was 'n pedicure. Maar daai girl het my hak geskuur dat ek sweer 20 jaar later dit op daai spesifieke plek nog steeds brand. Soms. Dus die velle het gewaai. I don't know. Dit het nie vir my gewerk nie. Ek dink nie dis goed nie. Ek dink nie ons daai beskerming van jou hak moet daar wees. Dit is daar vir 'n rede. En ek dink ook nie dit moet baie sag wees nie. Ek dink nie jou hakke moet soos jou wange voel nie. Gesigwange, né? Maar dit hoef ook nie te bars nie. Ek dink dit is frakseer en ook nie baie lekker nie. En hierdie smeer wat Tannie Ans my leer maak het. Hou jou hakke stewig, dit hou die vel lekker stewig, dit raak nie sag nie en dit bars nie. Dit voed dit is beautiful. Hierdie is nou sommer die oefenpotjie. Die ander is pragtig met labeltjies op en inligting. So ja, daar's die bergtop is die een in blou, droomdag, die pinkerige een, sonsoen in oranje en woudlig. Ek sal nou gou weer oor die geure praat. Maar hier is my oefenpotjie. So, dit is 'n smeer wat jy kan sien. Né? Hy sit vas. So dis nie 'n room nie, meer 'n pasta. En jy het baie min nodig om aan te smeer. Net so klein bietjie. En ja, ek smeer dit nou op my hande want ons gaan nie vir mekaar begin voete wys nie. Ek gaan nie die voete vrou word nie. Ons gaan nie so kanaal raak nie. Vol voete nie, okay? So wanneer ons demonstreer ons dit op 'n hand. Maar ek het in elk geval begin om dit op my hande ook te gebruik. Want my man het die wat ek altyd gemaak het sonder die essensiële olies op sy hande altyd gesmeer. En dit het gekeer dat sy hande so in die winter bars van die koue en harde, nee, hy werk regtig hard. Van die harde werk. En nou het my ma dit ook begin doen en dit het 'n dramatiese verskil gemaak en nou doen ek dit ook. I will not be left behind. So dit maak 'n enorme verskil regtig omtrent dadelik op hande. As jy dit op jou voete gebruik en jou hakke is redelik verniel, gaan dit so 'n paar dae vat. As ek nou sê 'n paar dae, 4, 5 voordat jy 'n verskil gaan begin sien. Dit hang nou maar ook af hoe erg die skade is. Maar verder het ek besluit, okay, die wat Tannie Ans my leer maak het eintlik maar na niks geryk nie. En meeste ander voedprodukte ryk soos peperment, soos wie se idee was dit om tone soos pepermente te laat ryk? Dit is weird. En hoekom geen ander reuke nie? Besluit ek, genoeg met dit. Ons gaan 'n heerlike woudlig doen. So, dit is daai ryk, natuurlike woudreuk. As jy al ooit in 'n woud gestap het, dan weet jy presies wat ek bedoel. En as jy nou nie met jou voete in 'n woud kan kom nie, woud na die voete toe. Sonsoen is ook baie mense se gunsteling. Dis so 'n sitrus kaneel verruklike reuk. En ek dink veral in die winter wil jou voete van dit hê. Hulle sien nooit son nie. Wanneer in die winter? Dink gaga daaroor. Wanneer in die winter kom jou voete uit? Wel as jy bly waar ek bly, as dit nie koud genoeg raak waar jy woon, dat dit pynlik is om kaalvoet te loop nie, het jy nie winter nie, okay? Dan bly jy in 'n plek waar daar nie winter is nie. Maar ek bedoel,
So jou voete sien net nooit son nie. Hulle is in totale duisternis gehul vir hulle hele lewe. En in die somer baie keer ook. Geef hulle 'n bietjie son. Shame. Bergtop is die amper sê die unieke reuk en dit is bietjie ook 'n meer energieke reuk. Maak jy so 'n klein bietjie meer, gee jy so 'n klein bietjie meer woemanmoed, vir 'n moeg voet. Hulle raak moeg. Yes, dis 'n verskriklike werk om 'n voet te wees, dink ek. Jy is permanent half toe. Meeste van ons voete is die hele tyd toe. En gesquash in 'n vorm waar jy nie belong nie. Jy weet hoe dit voel, né? As jy iewers is waar jy nie hoort nie. Voel jy lekker, dis ongemaklik. En hulle moet die hele tyd jou dra. Behalwe as jy 'n couch potato is. Maar dan doen hulle ook nie waarvoor hulle gebore is nie. Miskien is ek 'n bietjie weird oor voete. En dan droomdag. Hierdie was die eerste oefenloopie. My eerste probeerslag om die essensiële olies in die smeer te sit. En dit is absoluut lieflik. Droomvoete, né? Regtig waar. As jy droomvoete wil hê, is hierdie die een. So, dit is waarmee ek besig was hierdie week. En dit was verskriklik lekker. Ek het dit so geniet. En ek is baie bang dat ek nou die voetvrou gaan word. Too late for that. Gaan moontlik gebeur. En ja, ek het 'n fascinasie met voete. En ek wil eintlik net hê voete moet gesond wees en heel vir jou onthaalwe en vir ons in, né? Dat dit goed lyk van agter af. Maar in elk geval, dit is altyd 'n goeie idee, ek dink, om na jou voete om te sien. En ek dink verskriklik min mense doen rarig en ons gee nie genoeg aandag daaraan nie. En hier is ook is vir of my tannie se legacy wat 'n bietjie voortleef. Sy is nie meer met ons nie en dit sal vir my baie lekker wees om te weet dat ietsie van haar in verskeie huise in Suid-Afrika voortleef. En sy het hierdie mooiste voete gehad. En hulle was heel. Elke was heel. Nou ja, dis dit. Ek het 'n ander produk wat ek broodnodig moet regkry. En 'n day job en life. En dankie vir die 3, 4, 10 van julle wat die binneblikke kyk en deel is van die proses om 'n aanlyn winkel handelsmerk kuierplek te bou. Ek geniet dit regtig verskriklik baie nog steeds. Slaap nog steeds baie min, maar kan dit nog steeds vir enigiemand aanbeveel as jy baie moed het. As jy nie baie moed het nie, smeer jy 'n bietjie bergtop aan jou voete en doen dit dan. Tot 'n volgende keer.